Goeiemôre vriende, dis Vrydag 5 Junie. Baie welkom by vandag se oordeenking. Dis aan die begin van naweek, aan die einde van 'n week, waarin baie van julle dankbaar is vir rusplek en rustyd na 'n vermoeiende week, soos wat voëls kon rus vind op die takke en tussen die blare van die mosterdboom. Ons tema vandag is vrugtebome in God se koninkryk. Ek lees uit 'n paar gedeeltes uit Johannes hoofstuk 15 vers 4 tot 5. Die Here Jesus wat sê, julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. Galasiërs 5 vers 22 tot 25. Die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. En sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees. Laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. En dan nog Romeine 7 vers 4. Deur julle verbondenheid met die liggaam van Christus het julle gesterwe en staan julle nie meer onder die wet nie. Julle behoort nou aan iemand anders, aan hom wat uit die dood opgewek is. Daarom moet ons nou 'n vrugbare lewe lei in diens van God. Vrugtebome het ook takke en blare wat suurstof, rusplek, skuilplek en nesmaakplek gasvryheid bied. Maar die vrugte dien daarbey tot voeding en gesondheid vir mens en dier. Die kleure van die vrugte aan vrugtebome wil juis aantreklik wees, 'n uitnodiging om te pluk en te leef van die vrugte. In Christus is ek en jy 'n vrugteboom in God se koninkryk. Wat ons anders maak as gewone vrugtebome in die natuur, is dat ons baie soorte vrugte aan ons lewensboom dra. Die samebindende vesel van al hierdie vrug is die liefde wat die lewe en behoeftes van ander in ag neem, wat daarop invra en daarin voorsien. Mense kan as ware gevoed word, gesond word en lewe uit ons vreugde en vrede vrug in Christus. Dit help teen onvergenoegde kla en veglustigheid. Mense kan lewe uit die vrugte van geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing in ons lewe. So lewe ander uit ons liefde, omdat ons nie net leef vir onsself en ons eie belange nie. Wanneer mens in die natuur klaar geëet het aan 'n vrug, gaan die pitte met sade weer grond toe. Die saad ontkiem met tyd weer op ander plekke en so sorg die boom ook vir 'n volgende geslag. Soos bome leef ons ook nie net vir ons geslag nie, maar reeds ter wille van komende geslagte wat ook die evangelie van Jesus Christus moet hoor. Paulus noem die vrugte van ons geestelike lewe in Christus vrugte van die Gees. Daarom skryf hy in Galasiërs 5 vers 25, ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons wil in U bly, sodat ons baie vrugte kan dra. Heilige Gees, vervul ons met liefde, om vrugbare lewens te kan lei. Amen. Mooi naweek vir julle, mag dit ook 'n rustyd wees, na die vermoeienis van die week. Môre oordink ons snoeiwerk aan God se bome.